Sal vanaand uit 2 Konings lees. Kom ons open vir ons. Genadige God en Hemelse Vader, Here, baie, baie dankie dat ons tot U mag nader vanaand, dat ons U woord kan lees en uit dit leer, Here. Here, ons vra dat U vir ons hierdie diens sal lei, en dat U vir ons die diens sal seën, Here. Here, dit alles tot eer van U naam, Here. Here, ons is nie hier vir onsself nie, en alles gaan oor U, Here. Here, ons eer U en ons loof en prys U naam, Vader. Dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde, Here, wat in so groot oorvloed in ons lewe is, Here. Vir die wonderwerke wat U daagliks in ons lewe doen, dit wat ons miskyk en dit wat ons net vanselfsprekend aanvaar, Here. En ons vandag kom en ons vanaand kom bely dat ons afhanklik van U is, Here. Nie alleen, Vader. En ons bring al hierdie dinge voor U en ons vra, Here, dat U vir ons sal vooruitgaan. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek wil vanaand vir ons lees weer uit die boodskap uit. 2 Konings 4 vers 1 tot 7. Die weduwee van een van Elisa se mede-profete het baie mooi vir Elisa gevra om haar te help. Sy het gesê, my man wat vir U gewerk het, is dood. U weet self dat hy die Here getrou gedien het. Maar nou was die skuldeisers by my. En hy dreig om my 2 seuns vir hom as slawe te neem. Wat kan ek vir jou doen? Het Elisa gevra. Vertel my wat jy in die huis het. En sy het geantwoord, ek het net mooi niks oor nie. Net 'n flesie olyfolie. Elisa sê toe, gaan leen by al jou bure soveel leekanne as wat jy kan kry. En moenie te min leen nie. Maak dan die deur agter jou en die seuns toe, en maak al die kanne vol olie. Sit die volles een kant neer. En sy het presies gedoen wat Elisa gesê het. Die seun het die kanne aangegee, en sy het dit volgemaak. Toe al die kanne vol was, het sy gesê, gee nog een aan. Maar haar seun het geantwoord, daar is nie meer nie. En net toe het die olyfolie opgehou vloei. Die weduwee het vir Elisa gaan vertel wat gebeur het. Hy sê toe vir haar, gaan verkoop nou die olie. Betaal jou skuld af en gebruik die geld wat oor is om jou en jou seuns te onderhou. So ons lees van hierdie weduwee met haar leekanne. En dan is my vraag, wie van ons ken die doodloopstraat? Waar ek en jy nie weet hoe ons hier uit gaan kom nie. En ons weet nie waarheen nie. Is hier van ons in 'n seisoen waar ons geloof en ons gehoorsaamheid getoets word. Hierdie jaar loop vinnig. Die tyd staan nie stil nie. En elke dag is dit asof daar net nuwe dinge bykom. Net meer dinge wat gebeur en dit al moeiliker raak. As ons weer kyk, is die jaar verby. En so gaan ons jaar in en jaar uit. Die lewe is vol verwagtinge en voorspellings. Wanneer ons terugkyk, sien ons hoe COVID toegeslaan het en ons lewe kom verander het. Ons probeer ons lewenshouers volmaak met sekuriteit en goeie werk en gesondheid. Maar die lewe het 'n manier om daardie emmers te kom leegskop. Wat nog gepraat van al die siektes, werkloosheid, al hierdie oorloë wat nou aan die gang is, die brandstofpryse wat opgaan, al hierdie dinge veroorsaak so baie onsekerheid. So kom ons kyk na ons eie lewe. Wat gebeur en hoe dit gebeur. En dan kan ons nie anders as om te erken dat daar so baie wonderwerke daagliks in elkeen van ons lewe gebeur nie. Kyk terug. Besef ek en jy vir een oomblik wat die Here al vir ons gedoen het. Ons is te gereeld besig om eerder
op die verloor te fokus, dan voel dit of verloor alles wat ons ken. Ons vergeet vinnig al die goeie tye. Ons vergeet vinnig die wonderwerke wat God vir ons gedoen het. Hoe gereeld maak ons dit af was, dit was maar net my lak. Maar hierdie verhaal van die weduwee leer vir ons 'n paar dinge. 'n Paar dinge wat uitstaan in hierdie verhaal wat ons moet onthou. Ons moet 'n gemeenskap van gelowiges hê wat vir my en jou kan dra. Al is dit net in gebed. Die pad is moeilik om te loop en die vraag is swaar. Soms is dit net 'n klein daad wat iemand doen wat jou lewe makliker maak. Dink aan een aand wat ons by 'n selgroep aangekom het en by mekaar gekom het. So met die aankoms het ons mekaar gegroet en gehoor ons gaan gou 'n trek doen. Vir die een persoon was dit net 'n onmoontlike moeilike situasie wat voor lê. Maar ons was baie wat gou ingespring het en ons het gehelp. En vinnig was daai persoon se swaar vraag uit die pad uit. En ons kon verder steeds lekker lag en gesels en nog steeds ons sel aanhou. Toe die weduwee na die bure gaan, was daar 'n koneksie. Dit was goed vir haar, maar ook vir die bure. Hoeveel van ons ken regtig ons bure? Vandag se tyd is dit anders. Hoe minder ons met ander mense te doen het, hoe beter. Dis hoe ons rol. Maar die verhaal vertel vir ons anders. Soms is dit moeilik om daar die eerste stap te vat. Om te gaan vra vir hulp. Soms is dit moeilik. Maar ons doen dit. Ek dink nie die bure het die groot impak besef om so 'n klein ding te deel nie. Die bure sou ook nie eers geweet het dat daar nood of 'n tekortkoming was, as hy nie gaan vra het vir hulp nie. Die weduwee, die ma van 2 seuns, het gedink sy het niks nie. Maar eintlik het sy alles gehad. Kom ons kyk na die profeet. Wat is 'n profeet? 'n Profeet is iemand wat deur God gekies is om namens hom te praat. En spesifiek na die Israelitiese konings gestuur is om hulle terug te roep na getrouheid aan die Here wanneer hulle afgedwaal het. Van al die konings wat geroep was om God se mense te lei, was daar nie veel van hulle wat gedoen het wat God van hulle verwag het nie. So ek dink die profete in daardie tyd was waarskynlik baie besig. En Elisa het in daardie rol ingestap. Elisa het in die voetspore van Elia gevolg en as sy amptelike erfgenaam die verantwoordelikheid as profeet van Israel op hom geneem nadat Elia in die hemel opgeneem was. So die skoene wat Elisa moes volstaan was groot. Elisa was gekies terwyl hy in die veld besig was om te werk. Sy roeping het begin terwyl hy besig was om te ploeg. Waar Elia na Elisa toe gekom het en sy mantel oor Elisa se skouers gehang het, wat simboliseer die oorgee van God se roeping. Dit was nie net 'n roeping oorgee nie, maar ook het Elisa die goddelike gesag oorgeneem om met vrymoedigheid namens die Here te praat. Elisa se roeping was anders en baie meer persoonlik. Hy het God se genade en omgee na die gewone mense toe gebring. Mense wat dit moeilik gehad het, wat onregverdig behandel was. Wanneer ons na Elisa se tyd kyk, is dit so goed soos om vandag se koerant te lees. Ons sit met dieselfde politieke chaos en onreg. Maar dit gee eintlik vir ons as mens baie hoop. Want dit wys dat God juis in daardie diep donker tye sy mense stuur om 'n verskil te maak. Dit was in hierdie stikkende en gebroke wêreld waar God vir Elisa gebruik het. Die doel van vanaand se teks is om te kyk wie God is.
sodat ons weer met sekerheid en vertroue na God kan kyk. Dat ons weer kan terugkeer na God toe, met alles wat ons het. Elisa se wêreld was net so de mekaar en onregverdig, soos ons in vandag. Maar juist daar het God gewys, hy is in beheer. Selfs wanneer dinge oorweldigend voel, en die omstandighede vir my en jou onmoontlik lyk. Die verhaal herinner ons dat God groter is as die chaos. Hy is die God wat regtig omgee vir gewone mense. Vir my en jou. God gryp kragtig in wanneer ons dit die nodigste het. Sit en dink so 'n bietjie saam met my, droom saam, dalk is dit 'n nagmerrie. Veronderstel jy sit in 'n werksonderhoud vir hierdie groot job, hierdie wonderlike werk wat jy kan kry. En dan die moontlike nuwe baas lê vorentoe en vra daar die mees gevreesde vraag. Nou maar goed, wat bring jy tafel toe? Wat 'n skills het jy? Sou ons vir jou die pos gee? Wat 'n aanwinst sal jy vir die besigheid wees? En dan kyk jy hom so koud aan en sê, niks, absoluut niks, bring niks tafel toe nie. So ja, niks. Kan jy daardie awkward stilte voel? Ek dink jy is gegroet en gevra om te loop, as jy nie uitgegooi word nie. En jy sal op almal se lippe vir daai dag wees. Ons word geleer dat ons value word gemeet aan wat ons kan gee, of dit wat jy kan tafel toe bring. Stem julle saam? Dit is wat ons bring. Dit is wat gewoonlik die waarde heg. Ons geleerdheid, ons skills, jou geld, ons connections, dit wat ek gou vir jou kan doen wanneer jy iets nodig het. Dit is waarin ons as mens waarde heg. Jy moet iets wees, of jy moet iets hê om gekies te word. In hierdie teks sal ons sien dat God se onderhoudsproses presies die teenoorgestelde werk. Ons sal sien dat hierdie goed, niks van dit wat ons nou noem, het enigiets in God se koninkryk beteken het nie. Dit is nie belangrik nie. En dit beteken niks. Dit bepaal niks. Dit is eers wanneer ons aan die einde van onsself kom en sê, Here, ek het niks. Dat daar plek gemaak word vir 'n wonderwerk wat net God kan doen. Hoe kan niks iets wees? Niks in ons oë, of ons niks verstaan, beteken jy het verloor. In ons wêreld is niks swakheid. Maar God se wiskunde werk anders. God maak van iets wat lyk na niks, maak hy iets. Die verhaal begin uit desperaatheid. Die weduwee is op pad om haar 2 seuns te verloor. En dit om haar skuld te kan betaal. So hulle sal as slawe verkoop word. So sy weet, as daar niks gebeur nie, en sy nie 'n uitkoms kry nie, sal dit die einde van haar gesin wees. Ons weet dat sy die vrou van een van die profete was. In daardie tyd was dit nie noodwendig haar eie skuld. Sy was die slagoffer van 'n sisteem van onreg en armoede, wat haar gesin wou vernietig. Sy was nie 'n vreemdeling nie. En sy het geweet wie Elisa is. En sy was ook oortuig dat Elisa vir haar sal kan help. Sy vertel vir Elisa van die gemors waarin sy is. En dan vra Elisa vir haar, hoe kan ek jou help? Maar hy wag ook nie vir antwoord nie. En hy vra dadelik, wat het jy in die huis? Wat het ek en jy in die huis? En sy antwoord, die dienares het niks. Ek het niks nie. En sy besef dat sy niks besonders het om te offer nie. Sy het niks om tafel toe te bring nie. Dink vir 'n oomblik hoe sy haar huis moes kyk. Rondkyk en besef dat daar niks kosbaars is
behalwe vir 'n klein botteltjie olyfolie. Die desperate weduwee dink sy het niks kosbaars om vir Elisa te offer nie. Ek het 'n klein bottel olyfolie. Dit is al wat ek het. En dit is nie veel in vergelyking met die skuld waarmee ek sit nie. Daardie klein botteltjie olyfolie het geen waarde nie. Maar dis vir haar. Dit is 'n baie groot oomblik in hierdie storie. Die vrou besef dat sy niks het om tafel toe te bring nie. Sy kom leë hande. Ons sien die werklikheid as dit kom by haar eie planne en haar vermoë om haarself uit hierdie moeilikheid en gemors uit te kry. Sy is bankrot. Sy kan haarself nie help nie. En dit is die perfekte plek vir God om te begin. Presies waar ons aan die einde van onsself kom. En dit is waar daar uiteindelik spasie vir God is. En dan gee Elisa vir haar 'n opdrag wat glad nie sin maak nie. Hy sê vir haar, gaan na jou bure toe en leen al die leekanne wat jy in die hande kan kry. En dan beklemtoon hy, moenie te min leen nie. Kry dit wat jy kan kry. Dit wat hulle vir jou gee, vat dit. Soveel as wat jy kan. En dink vir 'n oomblik, jy is in die weduwee se skoene. En die groot skuld en dan nog bo dit alles dat jou 2 seuns op die punt is om verkoop te word as slawe. En nou kom die profeet en hy verwag van jou om jou bure in jou situasie betrokke te maak. Dit is 'n verleentheid. Ek persoonlik sal nie kan nie. In my gedagtes dink ek reeds hoeveel sal nie kan wag om hierdie situasie as die nuwe kindernuus te versprei nie. Het julle gesien in wat 'n moeilikheid Flip is? Het julle gehoor Gerda gaan haar kinders verloor? So nee, ek sal dit nie kan doen nie. Ek sal dit sien as 'n groot vernedering. Nie eens gepraat van die kindernuus omdat ek verleë kan vra nie. Dit kan amper normaal klink om by jou bure 'n koppie melk te leen, vir eier, dalk suiker. Dalk wil ek jou bike leen, maar jy's te veel BMW's tussen ons, ek stoot eerder voor ek loop. Jy vra nie vir iets wat leeg is nie. En hier staan die weduwee met 'n groot besluit. Dit is 'n besluit wat sy moet maak, al maak dit nie sin nie. Al beteken dit nou sy moet erken dat sy hulp nodig het. En sy besluit om te luister en te doen wat die profeet vir haar gesê het om te doen. En sy stap in gehoorsaamheid. En kom ons wees nou eerlik, met haar leë hande het sy basies niks om te verloor nie. Sy is reeds onderdeur, rock bottom. Slegter as dit kan dit nie gaan nie. So sy gaan all in op God se woord. Wat het sy regtig nodig gehad? Dit klink belaglik. Ons het uiteindelik 'n hele klomp niks nodig gehad nie. Net leekanne. Kan ons onsself indink hoe die bure moes kop krap? Hulle het seker gedink, wat gaan sy met die leegoed maak? Sy het nie eers kos vir vanaand nie. Maar tog was hulle bereid om hulle leegoed vir haar te gee. Hulle het haar raak gesien. In haar sukkel was hulle bereid om haar te help toe sy dit die nodigste gehad het. Hulle het dalk nie vir haar kos of geld gegee nie, maar hulle het vir haar die spasie gegee wat God nodig gehad het vir die wonderwerk. Ek glo nie daardie bure het vir een oomblik besef dat hulle leekanne, daardie niks waardevolle kanne, die ding sou wees wat hierdie gesin sou red nie. Vir hulle was dit dalk net 'n pot of 'n ou emmer in die stoor. Maar in God se plan was daardie niks werd kanne die uitkoms vir hierdie weduwee en haar seuns. Die bure het gedink hulle doen die buurvrou 'n klein gunsie. Maar eintlik was hulle besig om deel te wees van 'n massiewe wonderwerk. Hulle het deel daarin gehad om die spasie te veroorsaak waarin God sy genade kon uitstort. Dit wys vir my en jou, ons het nie altyd nodig om die wonderwerk self te wees nie. Soms moet ons net bereid wees om ons leekanne vir iemand te leen,
sodat God daarin kan werk. Partymal huiwer ons om te bring of te gee wat ons wel het. En dan dink ons, dit sal nie help nie, of dit sal nie 'n verskil maak nie. Die teks gooi daardie idee heeltemal omver. Die Bybel is vol verhale van mense wat eintlik niks gehad het nie, of dalk net 'n klein bietjie. Maar God kom en maak dit baie. As ons dink aan die seentjie met die 5 brode en die 2 visse in Johannes 6 vers 9. Om te gebruik wat ons het, al lyk dit klein of dalk min, kan dit groot verskil maak vir iemand anders. So die seuns kom by die huis met die leekanne, en soos Elisa haar beveel, maak die deur toe, gooi die olie vanuit die klein botteltjie olie oor in die leekanne, en sy gooi, en sy gooi, en sy gooi, en so sit sy die vol kan aan een kant, totdat die laaste kan vol was. Sy kon aanhou gooi tot sy uit leekanne uitgehardloop het. Toe daar nie meer 'n leekan oor is nie, toe eers stop die olie. Sy het vir Elisa vertel wat gebeur het, en hy het vir haar gesê, gaan verkoop die olie, en betaal jou skuld. En hier is die prosperity preaching nie. Die wonderwerk was nie bedoel om haar ryk te maak nie, maar om haar vry te maak. Dit is wat sy nodig gehad het, om haar skuld te betaal, om haar seuns te red van slawerny. God gee nie altyd vir ons 'n pakhuis vol voorraad nie. Hy gee dikwels net genoeg olie vir vandag. Die onsse Vader gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is waarvoor ons vra. Nie vir môre nie, vir vandag. Elisa het nie daar gestop nie. Hy stop nie by verkoop die olie en betaal jou skuld nie. Maar jy en jou seuns kan leef van dit wat oor is. Die weduwee het nie net genoeg gehad om haar skuld te betaal nie, maar sy het meer as genoeg gehad om van te lewe ook. En dit is verstommend. Dit is ongelooflik. Besef ons wat hier gebeur het. Hierdie wonderwerk het kanne gekort wat propvol niks was. As hy kanne gebring het wat halfvol was of iets ingehaat het, sou dit in die pad gewees het van die olie wat bedoel was vir hierdie wonderwerk. Daar sou nie spasie gewees het vir hierdie wonderwerk nie. En dit, my boetie en sussie, is die genade van leeg wees. As ons weer terugdink aan die werksonderhoud waar ek en jy niks het om tafel toe te bring nie, dit is juist daar waar die geheim lê. Wanneer ek en jy met leë hande voor God staan en erken, Here, ek het nie meer planne nie. My krag is op. Dan sê die Here, great. Nou kan ek uiteindelik begin werk. My en jou niks, is nie tekort nie. Dit is die oop plek waar God sy wonderwerk kan neersit. In ons wêreld dink ons mense wat alles het, manne met die dik beursies, meeste talente, beste kwalifikasies. Ons kyk altyd na wat mense tafel toe bring. Maar in God se koninkryk werk die alles anders. Daar gaan dit nie oor hoeveel jy het nie, maar dit gaan oor hoeveel spasie jy vir God het. God soek nie mense wat propvol van hulle self is nie. Hy soek leeuhouers. Hy soek mense wat bereid is om hulle lewens plek te maak vir hom. Ekskuus. Mense wat sê, Here, hier is 'n oop plek. Kom doen vanaand dit wat net U alleen kan doen. Wanneer ons voor 'n situasie staan waar ons God se hulp nodig het. Of dalk roep hy ons om iets te doen wat nie sin maak nie. Hoe staan ons voor God? Kom ons met die idee dat ons te min het om te gee? Dat dit wat ons dalk het, nie genoeg is vir God om in ons lewe te werk nie? Kom ons dalk met daai trots waar ons dink, kan dit self handle? Of daai ek het dit houding? Ek het nie die Here nodig nie. So gereeld kom ons
na God met ons harte en gedagtes wat reeds propvol is. Vol van ons eie planne, ons eie agendas, en ons eie trots en bekommernisse en dinge wat ons aandag aftrek. Ons maak eintlik geen plek vir God om te doen wat hy in ons lewe wil doen nie. Maar hierdie verhaal van die weduwee herinner ons, God vul dit wat leeg is. En as jy smag na 'n lewe met minder van jouself en meer van God, dan begin dit nie met harder probeer nie. Dit kom by oorgawe en om oor te gee. Ons raak bietjie stil. Wil hê, ek en jy moet onsself vanaand regtig ernstig die vraag vra, het ons nog spasie vir God in ons besige lewe? Waar is die oop plek waar hy vanaand by jou wil instap? Waar nooi God jou uit om jou eie planne uit die pad te skuif, sodat hy plek kan kry, om plek te maak? Wat is daar wat hy wil hê ek en jy moet los, sodat hy ons kan vul met dit wat net hy kan gee? As ons sy werk in ons lewens wil ervaar, moet ons doelbewus spasie maak. Het jy plek? As kerk, is daar plek vir hom om meer te doen as wat ons nog ooit voor kon vra of ooit kon droom van? Gaan ons ook saam met hom werk soos wat die weduwee gedoen het? Gaan ons vir hom gee wat ons het en vertrou dat God dit verander en meer maak? Gaan ons dit doen? Of gaan ons na die bietjie kyk en dink, ja, dit is nie genoeg nie, en die somme klop nie, en dan los ons vir God sommer heeltemal uit die prentjie uit? By die teks leer ons dat God se genade net beperk word deur ons eie gewilligheid om vir hom plek te maak. God se voorsiening begin presies daar waar ons eie ek ophou. God vra van ons om te erken dat ons vol niks is, sodat hy in ons lewe kan werk. Geestelik gesproke kom ek en jy na Jesus toe met leë hande. Ons het niks om onsself mee te red nie. En ons het groot skuld wat ons nie kan betaal nie. Maar Jesus het ons skuld op hom geneem en hy het dit alles betaal. Ons skuld niks. Kom ons kyk met ons niks na Jesus. Hy het homself leeggemaak vir ons. Hy het homself verneder en die pad na die kruis gestap, sodat hy ons skuld kan betaal. En wanneer ons nederig erken, ons bring niks tafel toe nie, dan stap Jesus in en sê, perfek, want ek is meer as genoeg. Ek het die prys betaal, jy is vry. Vertrou my, glo my, en jy sal 'n lewe in oorvloed hê. Dit is wat God vir ons gedoen het. Hy nooi vir my en jou net soos ons is, stikkend en leeg, bewus van hoe nodig ons sy liefde en sy genade het. En wanneer ons geloof en vertroue in Jesus sit, vul God ons met sy gees en sy teenwoordigheid. Hy herinner ons dat niks vir hom onmoontlik is nie. Niks. Die vraag vir vanaand is, sal ons vir hom plek maak? Sal ons God toelaat om die dinge wat ons harte volprop en ons lewens oorneem uit die pad te skuif, sodat hy ons kan vul met alles wat hy vir ons wil gee? Sal ons plek maak? God se olie het eers opgehou toe daar nie meer leeg plek was nie. Moenie dat jou volheid van jouself God se wonderwerk stop nie. So waar staan ons? Gaan ons plek maak? Amen. Ons sluit af. Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons uit die woord kan leer, Here. En Here, as gemeente kom ons voor U, Here, en ons
Wil kom bely dat ons plek wil maak vir U, Here. En ons roep uit na U, Here. Ons smag na U, en dit wat net U vir ons kan doen, Here. Ons smag na U genade wat U onverdiend uitstort in ons lewe elke dag, Here. Daar's niks wat ons kan doen daarvoor nie, Here. Here, te gereeld maak ons staat op ons eie ek en ons maak staat op ons eie planne, Here. Here, en ons kom vra dat U vir ons sal vergewe daarvoor. Dat ons sal plek maak vir net U, Here. U is op die troon, Vader. Here, U wil vir ons help en U staan gereed en wag vir ons, Here. Vat ons hand, Here. Bly vir ons. Werk in ons harte, Here, sodat ons nader tot U wil lewe, Here. Dat ons die pad van heiligmaking wil stap, Here. Dat ons doelbewus sal anders ter lewe, Here. Dat mense in ons lewe sal sien U is ons koning. En dat ons plek gemaak het vir U in ons lewe, Here. Dat ons die dinge van die wêreld sal uitskuif. Dit wat ons volprop van die wêreld, Here, dat ons dit eenkant sal sit. Dat ons sal oopmaak tot U, Here. Dankie vir U genade, dankie Here vir U goedheid. Dankie vir U guns, Here. Dankie vir al U liefde, Here. Here, hier waar ons 'n nuwe week ingaan môre, vra ek dat U met elkeen van ons sal wees. Elkeen wat op die pad sal wees. Here, elkeen wat ver ry. Here, ook daar waar die familie saam gekuier het, Here. Seën ook elkeen van hulle. En Here, wees met ons in die week. Voorsien in al ons behoeftes, Vader, soos U altyd doen. Voorsien vir ons daaglikse brood, Here. Here, dat ons sal fokus op dit wat U vir ons gee elke dag. Dat ons dit nie sal afmaak as niks nie, Here. Here, dat ons op U sal fokus, in alles wat ons doen. In al ons weë, Here, dat ons fokus op U sal wees. Dankie, Here, dat ons vanaand kan afsluit in die huis van U, Here. Dankie dat ons tot U kon nader, Here. Dankie dat U ons harte vul met U woord. Seën ons aand wat voor lê, Here. Beskerm vir ons. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam. Amen.